Goeiedag en baie welkom hier by die digitale bediening ook van Mosselbaai Moedergemeente. Op hierdie Sondag is dit die Sondag voor die Paasfees en dit staan bekend as Palmsondag. En hierdie Sondag dink ons veral ook aan hierdie gedeelte waar Jesus in Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie. Die donkie, die ou nederige dier. En Jesus dan die groot nederige een, wat met sy intog in Jerusalem dan hierdie Hosannas uit die mense teweeggebring het. Nou op hierdie Palmsondag is dit ook die gebruik vir kerke om dan tydens hulle eredienste palmtakke rond te swaai en groot lofsange dan te sing vir die Here. En as mens so daaraan dink, dan kan mens nogal dink dat dit wat ons doen as 'n kerk op hierdie Sondag om met palmtakke rond te swaai, iets is wat vreemd kan lyk vir buitekerklike mense nie. Is so iets vreemd wel nodig? Wel, Jesus het so gedink. Jesus het telke male vir sy disippels 'n klomp vreemde en stroomop dinge gevra om te doen. Dink maar net daaraan, soms het hy hulle gevra om onbenullig min kos vir hom te bring, sodat hy 'n skare daarmee kan voer. Soms het hy vir sy disippels gevra om weer terug te gaan en gaan visvang, nadat hulle, wat die expert vissermanne was, dan onsuksesvol was om vis te vang tydens die aand. Soms het hy sy disippels gevra om randfigure soos tollenaars en sondaars en prostituie nader te trek en saam met hulle te eet. Soms het hy sy disippels gevra om kalm te bly te midde van lewensbedreigende woeste storms. Soms het hy sy disippels genooi ook om hulle families en hulle sekuriteit agter te los en hom te volg. En dis waarmee ek vanoggend saam met jou wil gesels. Wat is hierdie goddelike lewe wat Jesus sy gelowiges, sy disippels naartoe roep? Ons gaan lees hier uit 'n gedeelte uit die eerste paar verse uit Filippense 2 uit. En in gebed in hierdie teksgedeelte is juist die hart van wat dit beteken wanneer ons sê ons is volgelinge of disippels of gelowiges van en in Jesus Christus. En Paulus skryf hierdie woorde in Filippense dan aan 'n gemeente wat baie probleme het, wat hy wel baie lief het. En dan sê hy vir hierdie gemeente wat ons nou gaan lees, dat dieselfde gesindheid wat Christus geopenbaar het, moet ook deur ons lewenswyse geopenbaar word. Dis die vreemde ding, dis die stroomop ding wat Jesus vandag vir die kerk vra om te wees binne ons gemeenskappe. Dat ons met hierdie selfde gesindheid sal leef as wat Jesus geleef het. Ons weet dat op Palmsondag het dieselfde skare wat Jesus daar vereer het as koning, net die volgende Vrydag hom verloon eintlik en uitgeroep dat hulle hom moet kruisig. Hoekom? Miskien is dit oor dat hierdie magtige vegterkoning wat hulle verwag het, die Romeine sou die troon bestyg en die Romeine sou verdryf, nie juis dit was wat hulle gesien het op 'n donkie of dan aan 'n kruis nie. En aangesien Jesus deur hierdie Romeinse soldate dan vasgehou word en uitgelewer word, swak en kwesbaar, besluit hulle dan dat dit is nie die manier wat hulle wil lewe nie. Trouwens, om vir Jesus te ondersteun, kan heeltemal gevaarlik wees. Kerkmense is vandag lief daarvoor om die Bybel juis op 'n afstand te lees, nie waar nie? Dis asof ons onsself, die kerk vandag met al ons tegnologie en ons gevestigde strukture en die organisasie daarvan so bietjie veiliger aandink as wat dit 2000 jaar terug was. Aan hoe die mense toegeleef het en ja, weliswaar die barbaarse manier hoe dit was in die antieke tyd en om mense te kruisig. Maar verskil ons regtig so baie van daai mense? Want hoe vinnig wankel ons geloof nie ook wanneer God nie lewer wat ons verwag nie?
Hoe vinnig wankel ons disippelskap wanneer ons die groot koste en die risiko besef om Jesus te volg? Hoe dikwels lei ons selfdienende instinkte ons nie om Jesus en sy aanspraak op ons lewe juist te ontken nie. En dis die goeters wat voorkom in hierdie teks van Filippense 2, en ek nooi jou om dit dan vanoggend saam met my te lees, en dan dink ons 'n bietjie daaroor, wat is die implikasie daarvan vir ons as gelowiges, wanneer ons hier binne ons gemeenskappe gevra word om juis soos Jesus dan te leef. Ons lees vanoggend dan saam ook uit die 2020 vertaling. Paulus skryf vir die gemeente en sê, daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. En kyk wat het Jesus dan gedoen. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elke knie sal buig, van diegene in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Vanoggend, as ek regtig eerlik met jou moet wees, is ons natuurlike geneigtheid, ons gesindheid, waarmee ons leef, is die van selfsug. Dis om na binne te kyk, eerder as om na buite te kyk. Om te kan vra, wat kan ek hiervan kry, eerder as, hoe kan ek dien? En dit was ook die ding wat in hierdie gemeente in Filippi aan die gang was. Daar was veral 2 vroue wat hy uitwys en later in Filippense juis op die naam aanspreek, Jodia en Sintige. En die sake wat vir hulle belangrik was en waarvoor hulle opgestaan het, het so belangrik geraak, dat hulle nie raak gesien het dan die manier van hoe hulle selfs binne in die kerk met mekaar gewerk het, heeltemal teen die grein is van hoe Jesus ons geleer het, wat Jesus se gesindheid was, hoe om op te tree nie. En ek en jy leef in hierdie wêreld van wat deur selfsug gedryf word nie waar nie. Amper tot op die punt waar selfsugtigheid verheerlik word. Ons sê vir mekaar, jy verdien dit. Gryp elke geleentheid aan. Kyk uit vir jouself. Dis die tipe goed wat ons sê. En hierdie lewensfilosofie van ons is so diep in ons kultuur ingeweef, dat dit ons eintlik onbewustelik vorm. Maar dit is radikaal anders as die lewensfilosofie wat Paulus in hierdie teksgedeelte beskryf. En let wel, Paulus vra nie hier vir ons om iets kunsmatig te wees nie. Hy vra ons om die gesindheid van Christus aan te neem. Paulus wys eintlik dat 'n selfsugtige lewenshouding kunsmatig is. Dis die kunsmatige ding. As ek jou dan moet vra om eerlik te antwoord vanoggend, waarin bestaan jou godsdiens dan dikwels? Waaruit bestaan dit dan?
Is dit nie soms bloot 'n weeklikse kerkbesoek of luister na boodskappe of om jou Bybelstudie getrou te doen of gebed voor ete te doen nie. En wanneer ons dit doen, dan is dit mos die kerk se taal of die mense se taal om juist te sê, dit is groot kerkmense daai of dis iemand met groot geloof. Maar Paulus daag ons uit om dieper te kyk. Ware godsdiens, ware geloof word nie primêr bewys deur ons godsdienstige praktyke nie. Nee, maar hy wys hulle uit, maar in hoe ons teenoor ander leef. In die kleine alledaagse besluite waar ons dan vir onsself kies en of ons dan vir ander moet kies. In Jakobus 1 vers 27 kom herinner hy ons mos juist daaraan. Hy sê, egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om, kyk wat noem hy, weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou onbesmet van die wêreld te bewaar. Die bewys van ware geloof lê nie in die aantal kere wat ons Bybel gelees het of kerk toe te gaan nie, nee, maar in hoe daardie woord vlees word in ons dade van liefde. En nou in Filippense 2 dan, gee Paulus aan ons hierdie mees radikale voorbeeld van hierdie gesindheid. Hy sê Jesus Christus self. Die een wat soos 'n koning op 'n donkie gery het, maar wat nie aan daardie heerlikheid van koningskap dan vasgeklem het, deurdat mense hom so moet vereer as 'n aardse koning nie. Hy sê in vers 6, nee, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om hom vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Die Griekse woordjie wat gebruik word hier is om soos 'n druiwekorrel uitgepars te word, leeg gemaak te word deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En hier's 'n diep teologiese beweging wat hier in hierdie paar verse verpak word. Te beweeg eers van een van Christus se pre-bestaan af, van Jesus as die gesalfde een, met ander woorde die bevestiging dat hy vooraf sy voorafbestaan ten volle deel van God was. En dan beweeg het tweedens ook na Christus se keuse toe, om nie hieraan vas te klem nie, nee, maar dit nie as 'n voorsprong te beskou en vir homself as sy eie gewin te gebruik nie, nee, maar dat hy derdens homself daarvan ontledig het, kom ledig gemaak het. Nie deur op te hou om God te wees nie, maar juis God te wees deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En dan beweeg het vierdens daar na Christus se identifikasie toe, om aan mense gelyk te word, volledige identifikasie met ons mensheid, en dan vyftens na Christus se gehoorsaamheid, wat hy homself dan verneder het, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Hier kom ons by die diep teologiese waarheid, wat ons lewens moet transformeer. Jesus se menswording was nie 'n tydelike onderbreking van sy godheid nie. Dit was nie asof hy sy godheid tydelik afgelê het, soos een of ander supergodheid jas wat hy vir 'n rukkie uitgetrek het toe hy aarde toe gekom het, wat hy weer sal aantrek na hy sy sending aarde toe voltooi het nie. Nee, Christus se menswording, sy gesindheid van diensbaarheid, sy liefde, wat tot die uiterste toe gegaan het, dit was 'n weerspieëling van sy godheid. En die hoogste uitdrukking ook daarvan. Dit is wat God is. God is liefde. God is die selfgewende. God is die ontledigende hierin. Die radikale, die dienende, een met liefde. Hier is die karakter van God, dat hy sy seun mos vir ons kom gee het. In Christus se dienende liefde sien ons nie God as sy in sy ware aard as God wat tydelik weggesteek is nie. Nee, maar God wat sy ware aard juist ten volle kom openbaar het. En wat gebeur dan daar in vers 9 tot 11 dan?
Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en ook onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God. Dis die paradoks van God se koninkryk. Die pad om bo uit te kom, die pad om verheerlik te word, is af. Dis dienend. Die weg vir ons na verheerliking toe, was soos Jesus was hy, deur vernedering. Jesus se gehoorsaamheid tot die dood toe aan die kruis, was nie 'n ompad om by sy verheerliking uit te kom nie. Dit was die pad gewees. En nou kom die moeilike vraag vir my en jou dan daarin. Hoe sien so 'n lewe van diens en eensgesindheid dan prakties vir my en jou daaruit? Hier is die uitdaging wat ek aan jou wil stel dan. Watter daad van diensbaarheid kan jy, of het jy ook hierdie week dan verrig, wat net 'n gelowige sou doen? Die wêreld ken ook forme van diens en van goedheid natuurlik, maar die diensknegtheid gesindheid van Christus gaan verder. Dit dien sonder om erkenning te verwag. Dit dien sonder om iets terug te verwag. Dit dien diegene wat dit juis nie verdien nie. Dit dien selfs diegene wat jou verontreg het en vir jou skade gemaak het. Dit dien ten koste van jouself. Die vraag is dis nie, het ek vandag kerk toe gegaan nie? Het ek vandag al my Bybel gelees nie? Die werklike vraag, sê Paulus hier, is, wat het ek vandag gedoen wat iemand anders ten voordeel was, wat net 'n gelowige sou doen? Jakobus 2 sê dit daar in vers 17 baie duidelik. Die Nuwe Lewende Vertaling is vir my so mooi daaroor. Hy sê, dis duidelik. Om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Maar iemand sou kon redeneer, party mense het geloof en ander het dade, maar ek sê, wys my jou geloof wat sonder dade is. Maar juis uit my dade sal ek jou my geloof wys. Let wel hierso. Hierdie lewenswyse is nie iets wat vir ons natuurlik kom nie. Dit loop teen ons sondige natuur in. Dis 'n radikaal ander lewe as die selfsugtige patrone van ons samelewing. En daarop sê Paulus nou en vra hy vir die gemeente, hier is waar die gehoorsaamheid moet inkom. Dis die sleutel. Ons kan nie werklik dienende lewens lei as ons nie werklik Jesus die Here van ons lewe gemaak het nie. Hierdie belydenis wat hy aanhaal. As Jesus net 'n bysaak is, as hy net 'n geestelike dimensie is, waarna ons soms dink, of op 'n vreemde manier dalk wil vereer en wil gehoorsaam wees om voordeel te trek vir onsself op aarde uit. As dit ons prioriteite is, sal ons nooit die radikale gesindheid van Christus self kan aanneem nie. Die lewe van diensbaarheid is nie bloot morele keuses nie. Hier kom wys Paulus ons, dis 'n gevolg van die feit dat ons bely, Jesus Christus is Here. As hy werklik Here is, dan moet sy voorbeeld, sy gesindheid, sy liefde sigbaar word in ons lewens. Dis hoe ons gehoorsaam moet wees daaraan. En mag dit so wees in ons lewens, dat hierdie voorbeeld van Christus deur ons sigbaar word. Mag ons gehoorsaam wees aan hierdie oproep van hom na die kerk toe, om onderdanig, om dienend te wees, ja teenoor Christus ons Here, hom te eer as koning, maar laat ons dit nie laat daar stop nie, maar laat ons mekaar so dien, die wêreld dien, soos Christus dit vir ons in voorbeeld was. Kom ons bid saam. Here, U stel vir ons 'n onmoontlike hoë voorbeeld, vir ons om onsself af te lê, en U pad van nederigheid en diensbaarheid aan te neem. Here, laat die genade groot wees op ons, om dit deel van ons lewe te maak, om dit hier in ons harte te bære, dat ons U, Here, in U heerlikheid kan aanskou.
met hierdie belydenis: U Jesus is die Here. Alle lof en eer en verheerliking kom U toe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Volgende naweek, met die Paasnaweek, is daar 'n hele reeks dienste waarby ons nooi om ook in te skakel by ons in die gemeente en die in-persoon dienste. Donderdag aand het ons Heilige Donderdag erediens om 6:00. Vrydagoggend is ons Groot Paasnagmaal geleentheid. Moet dit tog nie misloop nie, om 8:00 en 10:00. Sondagoggend, volgende Sondag met die Opstandingssondag, het ons die sonsopkomsdiens op Santos Strand, en dit is om 6:20, ons begin 6:30 daar, die son kom net so voor 7:00 op, en dan ook ons opstandingseredienste feesgeleenthede om 8:00 en 10:00 volgende Sondag. Vol program, en mag dit ook in hierdie tyd vir jou 'n tyd wees waarin jy werklik waar dit wat Jesus vir jou deur die kruis kom gee het, intiem kan ervaar. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien mekaar volgende week weer. Totsiens.